Dames en here, ons is hierso by Ile de France, is 'n nasionale kampioenskappe van 2025 by Bloemskou. Die dag is hier op die einde en hier agter my staan 'n beoordelaar. En ons gaan 'n bietjie by hom hoor. Hy was laas jaar ook hier gewees en ons hoor hoe het dit gegaan, hoe die ras verbeter. Die kompetisie was ongelooflik straf en ek is bly ek was nie in sy posisie nie, want op 'n stadium kon ek eers weer uitmaak wat is wat nie. So kom ons gaan luister 'n bietjie in na wat die oom te sê het. Hallo Wimpie, hoe gaan het met jou? Of mag nie klaar nie? Nee, kyk, vandag was 'n ongelooflike ervaring van die goed wat jy was. Ek sê dit was beeste met kort bene op 'n stadium gewees. Ek het gedog ons was hier langsam gewees. Maar verduidelik vir my bietjie, wat beteken so 'n dag vir jou as beoordelaar om te sien hoe baie kompetisie hier is, hoe straf die kompetisie is? Jy weet, dis 'n moeilike vraag, want ons het gedink verlede jaar was top of the range, was goed gewees, maar die jaar is nog beter. Wat ek daarby bedoel is, die standaard, die eenvormigheid, die afronding van die skape was 'n trappie beter as verlede jaar. So ek dink die Ile de France teelers kan vir hulle self 'n klop op die skouer gee. Dit was 'n bitter baie goeie SA kampioenskapskou gewees. En dis altyd lekker om te hoor. En iets wat ek hoor is strawwe kompetisie laas jaar. Verduidelik vir my bietjie hoe die deelname hierdie jaar te verbeter in terme van nommers, in terme van boere en teelers bereid is om na die skou te kom. Was hier meer getalle, was dit beter gehalte gewees? Vertel ek my bietjie meer daaroor. Ja, soos ek verneem, was hier meer diere gewees en ons het dit agtergekom van gistermiddag 2 uur af met die groepklasse waar ons op 'n stadium 27 groepe gehad het. En vandag het ons, ek dink ons grootste klas wat hier by die 30 gewees. Dit was iets om te sien. Jy weet op 'n stadium nie wat jy moet uithaal nie. Jy moet die bestes van die bestes uithaal. En dis nie altyd so maklik nie. En dan begin jy na fancy points kyk om die beste dier voor te sit. Ja. En die was bitter goeie diere gewees. En weer eens, hulle is goed afgerond. Dit was skou gereed. Die diere was almal skou gereed gewees. As ek dit hoor, dan kry ek sommer so warm gevoel in my hart, want ek wil nou nie weet hoe gaan volgende jaar wees nie. En eerlikwaar, ek bly ek sien in jou posisie wat volgende jaar nog meer, nog strawwer kompetisie en nog alles gaan moet bywoon nie. Maar ek het vir jou een vraagie en dit is, wat sal jy vir 'n teeler sê wat ook met Ile de France teel, wat nou nie vandag hier was nie? Hoekom is dit die moeite werd om hiernatoe te kom? Hoekom sal jy sê 2026 is 'n jaar wat jy ook moet deel vorm van hierdie skou? 'n Skou is nie die alfa en omega nie. Ek sê 'n teeler moenie teel volgens 'n skou nie, maar jy kom na 'n skou toe om jou te meet aan medeteelers se diere. Dis al wat ek daar vir jou kan sê. Nee, ek stem saam en op die einde van die dag, dis 'n klein ras in die Suid-Afrikaanse omgewing, maar 'n sulke ongelooflike ras. En ek hoop regtig dat ons net van hier af vorentoe gaan groei, nuwe hoogtes gaan bereik en op die einde van die dag, wie weet wat wag op die wêreldkampioenskappe. Dis korrek. Soos ek sê, die ras doen bitter baie goed en die teelers is gemotiveer en hulle het passie vir die ras. Nou as jy passie het vir enige ras, dan sal jy daarmee sukses maak. Dit is so. Baie dankie dat jy gou 'n bietjie tyd gevat het om my te gesels. Geniet die braai en die rustig wees na die tyd. Jy's maar soos 'n referee op die stadion. Sommige mense is kwaad vir jou, sommige mense is bly vir jou, maar op die einde van die dag, ek weet jy in jou hart het vrede met die besluite wat jy gemaak het. Dankie vir julle wat hier was en sterkte met die toekoms. Baie dankie, dit was 'n plesier. Daai het hulle dit op die einde van die dag. Hoe kan jy jouself meet as 'n teeler as jy jouself nie meet teen teelers wat dieselfde ding doen as jy nie? Jou skaap kan dalk op jou plaas ongelooflik lyk, ongelooflik funksioneer en groot lyk. Maar as jy nie hiernatoe kom nie, gaan jy op die einde van die dag nie weet waar jy staan in die Suid-Afrikaanse teeleromgewing nie. Dit is altyd 'n voorreg om hier te wees. Dankie dat jy vanaand vir my gesels het. Dit is Farm Spice, oor en uit.